Goeienaand en baie welkom aan almal wat ingeskakel is by ons program Kom Bid Saam, waar ons saam in die woord deel en waar ons saam vir mekaar bid. Ek glo dat daar niks gemeenskap nader aan mekaar bring as om vir mekaar te bid nie. Dit is so maklik waar ons met mense praat deesdae en net vir hulle sê, ag broer, ek bid vir jou en dan gaan ons met ons lewens aan. En as jy weer in die ou in die straat raakloop en jouself die vraag gevra, het ek vir hom gebid? Moet ons baie keer eerlik wees en sê, nee, ek het nie. Maar kan jy dink wat se verskil dit sal maak as ons actually dit begin doen, as ons actually vir mekaar begin bid? En dit is waaroor hierdie program gaan. My naam is David Fitzcharles, ek is die predikant van die Adventiste Kerk in die Waterberg distrik, so ek dek Nylstroom, Naboomspruit, Potgietersrus en Sterkrivier gemeentes. Ons het ook lidmate in Alma en Valwater, en dit is lekker om op hierdie manier so met almal te kan gesels. Maar voordat ons begin, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie tegnologie en vir hierdie vorm om saam te kan wees en vir mekaar te kan bid. En ek wil vra dat U in hierdie tydjie ons sal seën, dat ons regtig nouer en nader aan die woord sal beweeg en ook aan U sal beweeg. Mag U ons gebede hoor en beantwoord, want ons weet U is 'n God van liefde en 'n God van omgee. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Die openingslied waarna ons gaan luister is getiteld Blessed Assurance en dit word gesing deur Carrie Underwood. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with God's goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song,
praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Soos jy weet, die laaste paar weke gesels ons oor die vrugte van die Gees. Dit kom uit Galasiërs 5 vers 22 en ons het nou al gewerk deur liefde, blydskap, vrede en vanaand praat ons bietjie oor lankmoedigheid. Nou ek gesels bietjie met Lerice, my vrou, en ek sê vir haar, dit is vir my so mooi, al twee vertalings van die woord. Die Engels praat van long suffering. En dis eintlik moeilik om dit te beskryf in Afrikaans, maar Afrikaans stel dit weer baie mooi as iets wat lankmoedig is, om lankmoed te hou. So in die Engels dink ek, dit is vir my so mooi, in die sin van die Here vir ons daai gawe gee, om vas te kan staan in omstandighede wat nie verander nie. Ons het dit so nodig vandag. Na COVID, na alles wat gebeur het, is daar soveel mense wat in situasies gegooi word, en veral wanneer ek met hulle berading doen, waar ons eerstens kyk, kan jy 'n situasie verander? En 99% van die tyd is die antwoord nee, ek kan niks omtrent hierdie situasie doen nie. Ek is hierin gegooi, ek is in die diepkant gegooi, en ek moet swem. Maak nie saak wat nie, ek moet leer om net aan te gaan met my uitdagings wat ek in die lewe het. En dit is waar hierdie woordjie in Engels inkom, long suffering. So dit is die genade, vrugte van die Gees vir die Here vir jou gee, om in staat te wees, om vir 'n baie lang tydperk, om dit nou in plain, lelike Afrikaans uit te druk, om lank te kan suffer. En dan kom die Afrikaans, en dit gee dit vir my so baie mooi verduideliking daarvan, lankmoedigheid, om baie lank moed te kan hou. En dit is iets wat ons ongelooflik nodig het in hierdie tyd. In die situasies waar ons sit, in die tyd van dinge wat glad nie gaan verander nie, laat die Here ons in staat stel om baie lank moed te kan hou en nie op te gee nie. Aan die einde van die dag, wanneer jy hoop verloor, wanneer jy nie meer moed het nie, dan het jy alles verloor. Dit is ongelooflik belangrik om altyd daai ietsie te hê om aan vas te hou. Een van die mooiste verhale van moed wat altyd by my bly, is die verhaal van 'n Jood in een van die konsentrasiekampe. En hierdie man, jy weet, ek hoef nie die prentjie te beskryf nie. Hy is gemartel, hy is geslaan, hy is uitgehonger, gespoeg, sleg gesê, en hulle het hom daar in 'n klomp modder gegooi, naak. En soos hy daar in die modder lê, staan die offisiere en hulle spot hom en hulle vra vir hom, Jew, where is your God now? En hulle sê sonder om te huiwer, in daai omstandighede, na alles wat daai man deur is, het hy opgekyk en vir hulle geantwoord en gesê, my God is here in the muck with me. Weet jy, en ek wil vir u sê, daardie man het die geestelike gawe ontvang van long suffering, die geestelike gawe van lankmoedigheid. En dit is ongelooflik interessant, soos ons deur die vrugte van die Gees werk, ons sien, wanneer jy die liefde van God in jou hart het, wanneer die Here regtig in beheer van jou lewe is, aan stuur staan van jou lewe, dan loop dit outomaties oor na daai blydskap, oorborrel, jy kan nie stil bly daaroor nie, en niks kan jou fokus van dit aftrek nie, wat dan natuurlik uitvloei na vrede toe. Dit is wanneer jy vrede het, want weet jy wat, God is in beheer, en wanneer ek vrede het, uiteindelik kry ek dan hierdie geestelike gawe van lankmoedigheid. Want hoekom sal ek nie moed hê nie? Want ek het liefde, ek het blydskap, ek het vrede. Die Here voorsien en ek staan vas op sy woord. So vanaand is my gebed baie spesiaal vir elkeen van u wat hierna kyk. Ek bid vir u vir lankmoedigheid, dat die Here u mag seën met daardie geestelike gawe,
dat jy gevul sal word met die vrug van die Gees van long suffering. Jy sit miskien in 'n situasie waar niks kan verander nie. Dit kan finansies wees, weet nie hoe om my rekening te betaal aan die einde van die maand nie. Dit kan die huwelik wees waar ek nie meer weet hoe om hierdie huwelik te red nie. Dit kan selfs daai monster van depressie wees, waar jy net voel, ek weet net nie hoe om die een voet voor die volgende ene neer te sit nie. Wat se konteks dit ook al is. Vanaand bid ek baie spesiaal vir jou. Mag die Here jou seën met lankmoedigheid, dat jy moed kan hou in jou situasie en altyd kan opkyk, want daar is hoop in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie vir die liefde, vir die goedheid en vir die vrugte van die Gees. Dat ons u liefde kan ontvang, dat ons die vreugde kan ervaar, daai blydskap, dat ons vrede daarin kan ervaar. En dan sien ek hierdie ook as 'n belofte vir lankmoedigheid. Here, elke persoon wat hierna kyk vanaand, weet ek, het hulle eie uitdagings. Sit in 'n situasie waar hulle self vra, hoe nou? Ek kan hierdie omstandighede nie verander nie. En daarom, Here, bid ek vir elke liewe ene vir die gawe van lankmoedigheid, van long suffering. Dat maak nie saak wat die wêreld na hulle toe gooi, wat hulle kant toe kom nie. Dat hulle lank moed sal hou en altyd opkyk na Jesus, want hulle vertroue, hulle geloof, hulle hoop, alles is gefestig in U. Here, ons gebedslys wil ek ook aan U opdra. Ons het soveel dankies ontvang, ons het soveel nuwe versoeke, mense met nuwe uitdagings, nuwe dinge waarmee hulle sukkel. Ek wil graag iedere en elke persoon aan U opdra. Ek vra dat U nou by hulle teenwoordig sal wees, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal rustig maak, dat hulle weet, U is in beheer van die bootjies van ons lewens wat so rondgeskit word op hierdie see. Staan ons nou by Here, seën ons, mag ons die voorreg gee om volgende week weer saam te ontmoet. Is my gebed in U wonderlike naam. Amen. Ek gaan U dan groet en ek wens U 'n geseënde week vorentoe. Mag U regtig daai lankmoedigheid ervaar en as dit die Here se wil is, laat ons mekaar volgende week weer sien. Ek gaan U dan los met 'n liedjie getiteld Have Thine Own Way, Lord.